Dag maats, baie welkom by ons was en strykoneer. My naam is Merlin Norkee en ek is baie bly om hierdie honeer vir julle aan te bied. Voor ons begin, kom ons buig net ons hoofde. Dierbare Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees, dat ons kan leer hoe om in die huis te help. Vader, ek wil vra dat U asseblief vir ons sal lei, dat ons geen ongelukke sal hê, terwyl ons hierdie take verrig nie. Ek vra dit in Jesus naam, Amen. Maats, ek wonder of julle die rympie al gehoor het. Ek kan nie veel van hom onthou nie, maar hy begin so. Maandag is dit wasdag, Dinsdag is strykdag, Woensdag skrob ek vloere. Nou, ons gaan nou nie by die vloere skrob uitkom nie, maar ons gaan definitief was en stryk. Maats, het julle al vir mamma gehelp was goed was? Weet julle wat se tipe wasmasjien sy het? Nou, ek wil gou vir julle wys wat se tipe wasmasjiene daar beskikbaar is. Ons praat nie van die make nie, want daar is 'n groot verskeidenheid van make. Maar daar is 'n basies 4 soorte wasmasjiene. Die eerste wasmasjien is 'n toplaaier. Dit beteken die wasgoed word bo ingegooi en dan is daar 'n deksel wat kan toemaak. Die tweede wasmasjien is 'n voorlaaier. Dit beteken die wasgoed word voor ingelaai. Daardie deurtjie kan nooit oop bly nie, want dan gaan al die water uitloop. Die eerste twee wat ek genoem het, is al twee outomatiese wasmasjiene. Dit beteken dat as jy 'n bondel wasgoed insit en jy het jou seepoeier en jou versagmiddel ingesit, dan haal jy die wasgoed uit en dit is klaar gewas en gespoel. Nou, die derde tipe is 'n dubbelbalie wasmasjien. Dis nie 'n outomatiese masjien nie. Jy gooi die water aan die een kant en daar is 'n spin aan die ander kant en jy moet dan nou die wasgoed van die een balie na die spin toe oordra sodat die water uitgespin kan word. Dan moet jy die klere spoel in 'n emmer of in die bad of in 'n ander dubbelbalie en dan moet jy die wasgoed spin en dan kan jy die wasgoed ophang of in die tuimeldroër sit. Nou, dit is 'n bietjie van 'n langer manier van wasgoed was, maar ons sal nou sien, dit is die mees ekonomiese. Goed, dan kry 'n mens 'n kampwasser. Nou, in Suid-Afrika, lank gelede, het hulle dit 'n Sputnik genoem. Jy kan 2 of 3 klein items insit, soos wanneer jy gaan kamp, en dit is 'n ideale wasmasjien vir kampers. Dan kyk ons na tuimeldroërs. Nou, daar is 'n standaard tuimeldroër en hy kom ook in baie verskillende make en groottes en van hulle het selfs hitteverstellings wat baie belangrik is later. En dan kry jy die dry buddy. Dit is 'n redelike nuwerige ding op die mark. Hy staan regop en dan lyk dit soos 'n ballon wat opblaas. Al die klere word binne-in gehang op hangers. So dit is baie gerieflik en jou strykwerk is dan ook so klein bietjie minder. Wanneer ons 'n wasmasjien gaan koop, moet ons eerstens kyk na hoeveel geld ons het. Ons moet kyk wat die wasmasjien kos, maar ook wat ons gebruikskostes gaan wees. Wanneer jy 'n wasmasjien koop wat baie water en baie seep en baie styfstof nodig het, gaan dit jou oor die lang duur dalk bietjie meer geld kos as wat jy 'n energiebesparende wasmasjien aanskaf wat 'n bietjie duurder is, maar oor die lang duur spaar jy geld. Tweedens moet jy kyk na die area. Jy moet weet hoeveel water daar in jou area is. As jy in 'n area bly waar daar nie baie water is nie, dan wil jy nie 'n outomatiese wasmasjien koop nie. En die outomatiese wasmasjien gebruik baie water.
So as jy in 'n droër area bly, dan koop jy liewer vir jou 'n dubbel balie, wat al die wasgoed kan was met een balie. Dan wil jy kyk waar jy hom gaan sit. Party huise het 'n lekker groot wasarea, so die grootte van jou wasmasjien gaan nie 'n verskil maak nie, maar ander plekke is baie beperk. So jy moet die area meet waar jou wasmasjien gaan staan, en dit gaan ook bepaal of jy 'n toplaaier of 'n voorlaaier kan koop. As jy outomaties gaan, so as jy 'n dubbelbalie het, dan moet jy genoeg plek hê vir hom al die dreinpype ensovoorts. Maar maak seker jy weet waar die wasmasjien gaan staan voor jy hom gaan koop. Dan moet jy weet hoeveel wasgoed jy gaan was. As jy vir 'n klein gesin wasgoed was, 1, 2, 3 mense, dan kry jy 'n klein wasmasjien, 3 kilos, 5 kilos, klein wasmasjien, want jy gaan nie so gereeld wasgoed was nie, jy gaan nie alles gelyk was nie, so kry jy 'n kleintjie. Wanneer jy vir die rugbyspan moet was, of vir die netbalspan, of jy het 'n klomp wasgoed om te was, dan gaan jy vir jou 'n 13 kg of 'n groter wasmasjien aan. Dit is die kapasiteit van die wasmasjien, dit is die hoeveelheid wasgoed wat kan ingaan, droë wasgoed wat kan ingaan. Goed, dan die versorging van jou wasmasjien. Eerstens moet jy die wasmasjien skoon en droog hou. Elke keer na gebruik moet jy hom afvee, uitdroog, hou die wasmasjien droog, sodat daar nie slegte reuke kom nie, hou hom skoon. Wanneer daar 'n chipmerkie kom of hy word gekrap, kan jy 'n opknapverf gebruik om die plekkie toe te maak om te voorkom dat jou toerusting roes. Dit gaan jou baie langer hou en jy hoef nie kort 'n nuwe wasmasjien te koop nie. Dan het wasmasjiene en tuimeldroërs filters. Nou hierdie filters moet gereeld skoon gemaak word. Dit help dat jou wasgoed skoner was en dit help dat jou wasgoed ook dan nou vinniger droog word. Ek weet wanneer my tuimeldroër se filter moet skoon gemaak word, want wanneer ek die siklus klaar is en my wasgoed is nie mooi droog nie, dan weet ek moet my filter skoon sodat hy beter kan lug sirkuleer, sodat my wasgoed kan droog word. En dan laaste is, daai boekie wat saam met die wasmasjien kom, is nie daar vir dowenete nie. Maak seker jy lees die handleiding, sodat jy kan sien hoe om jou masjien, jou tuimeldroër of jou wasmasjien ten volle kan benut. Om skoon en droog te hou, om hom, as daar probleme is, kan jy weet, hoekom is daar probleme. So, lees die handleiding en hou hom byderhand, moet hom nie weggooi nie, sodat jy ten volle kan, die wasmasjien ten volle kan gebruik. Alhoewel ons rympie sê maandag is wasdag, is my wasdag gewoonlik Sondag. Nou, ek begin deur al die wasgoed op die vloer uit te gooi, want al my wasgoed kom in een mandjie. Hierdie foto's kan jy sien, 'n mamma het besluit, sy is moeg om uit te soek, en die kinders gooi hulle klere in die sakke, of in die mandjie, soos wat dit gemerk is. Wat natuurlik die werk vir mamma baie maklik maak. Nou, as ek my klere op die vloer uitgooi, dan begin ek uitsoek. Eerstens skei ek die wit klere van die ander klere. So my donker klere kom een kant, my wit klere kom een kant. Dan kleurvaste klere en klere wat nie kleurvas is nie, word van mekaar geskei. Uit ondervinding leer 'n mens dat jy nie alles kan saamwas nie. As jy 'n nuwe jean gekoop het, kan jy dit nie saam met jou wit hemde was nie, want dan word jou wit hemde almal blou. So, jy moet weet om nie jou donker klere, wat dalk kan afgee, saam met jou ander klere te was nie. Jou delikate items, soos jou kousies en jou netjies en jou fyn kleertjies, was jy een kant, jy was dit nie saam met die groter klere nie, want die stelling op die masjien is vir delikate klere. Dis 'n baie ligte was. Dan wil jy jou items wat donsies maak, apart was.
Donsies is 'n pyn om af te haal van ander klere. Jy gaan die res van die week sukkel om die donsies van die ander klere af te kry. So, as jy item apart moet was hom liewer apart in 'n emmer, sodat dit nie die ander klere beskadig of benadeel nie. Nou, baie jare se ondervinding leer 'n mens wat se tipe materiaal en wat se kledingstukke jy hoe kan was. Maar wanneer jy dalk 'n nuwe materiaal of 'n nuwe kledingstuk aankoop, dan is daar gewoonlik 'n etiket aan die binnekant. Nou, na baie jare se gebruik kan hierdie etiket wegwas, al die ink was weg, so dan moet jy al weet hoe om daai kledingstuk te was. Maar hierdie etikette word aangebring sodat mense kan sien hoe om die klere te was. Nou, hier is 2 kaarte wat van hierdie etiket simbole aanwys. Van die etikette is dit in Engels uitgeskryf, van die etikette het slegs simbole. Nou, jy kan sien, jy moet kyk of jy die kledingstuk kan was en spoel en in watter temperature. Of jy met die hand moet was en of jy met die masjien kan was. Stryktemperature of ander strykinstruksies soos of jy die item kan stoom of nie. Of jy die artikels na die droogskoonmakers toe kan vat of nie. Die droogmetode, of jy dit kan tuimeldroog en of jy dit moet ophang. Hoe jy dit moet opvou of hoe jy dit moet ophang. Of jy dit met jig kan was, met ander woorde bleikmiddel, en of jy nie bleikmiddel kan gebruik op die items nie. So daar is 'n hele lys van simbole om vir jou te sê hoe om hierdie item te was, sodat hy jou baie langer kan hou. Die volgende kan jy doen terwyl jy die wasgoed uitsoek. Dit gaan jou tyd spaar, maar dit is goed wat gedoen moet word. Maak seker die sakke is leeg. Jy wil nie jou MP3 player in die was hê nie. Elektronika en water, meng nie. Sneesdoekies vrommel op in miljoene stukkies en al die wasgoed wat in daardie bondel is vol sneesdoekie vrummeltjies. Dit gaan jou lank vat om dit skoon te maak. Goed soos muntstukke en sleutels kan die drom beskadig. So maak seker al die sakke is leeg. Dis 'n goeie idee om die ritsluiters toe te maak. Die ritsluiters kan vashak aan ander items of die ritsluiter self kan beskadig. Dis 'n goeie idee om knope vas te maak. Dit sal help dat die kledingstuk sy vorm behou. Jy kan ook sommer kyk of daar los knopies is wat jy kan vaswerk, want as jy 'n knopie in die was verloor, gaan jy hom nie weer kry nie. Maak die velcro toe. Voorkom dat die haakkant van die velcro vashak aan ander materiaal en dit word ook vol donsies. So dit werk dan nie meer so goed en effektief soos gewoonlik nie. Verwyder al jou speltjies en jou naamplaatjies van jou klere af wat metaaldrukkertjies het. Dit kan jou klere beskadig, dit kan ander klere beskadig, dit kan ook roes veroorsaak op die kledingstuk. Of as dit 'n plakkertjie was, kan daar gom op jou klere vasbly, wat nie maklik is om te verwyder nie. Verwyder enige erge vuilgoed. As jy in die modder gespeel het, wil jy nie daai vuil modder net so ingooi nie. Vat jou klere buitekant toe en gaan skraap die ergste vuilgoed af, modder ensovoorts, want dit kan die masjien se filter beskadig. Daai mooi hempie van jou met die prentjie op, draai hom onderste bo, sodat die prentjie aan die binnekant is. Dit sal keer dat daar te veel wrywing op die prentjie is, en die prentjie sal langer mooi bly. Kleiner items kan jy in 'n klein sakkie plaas voor jy dit in die wasmasjien sit, om te verhoed dat dit wegspoel of verlore raak. Jy wil nie weet hoe baie kouse is al in my wasmasjien weg nie. My man het kruisbande en daar sulke metaalknippe aan die einde wat jy kan seermaak. Nou die kruisbande kan ook rek. So ek gooi die kruisbande in 'n kussingsloop en ek knoop hom toe. Sodoende rek die kruisbande nie uit nie en die knippe beskadig nie my drom nie. En dan vlekke moet verwyder word
of behandel word voor dit gewas. Vlekke is absoluut onvermydelik. Dit gebeur met almal van ons. Wanneer jy bloed op jou klere kry, vir watter rede ook al. Dit is nie altyd moontlik om dadelik die klere uit te trek nie, maar wanneer die bloed nog vars is, kan jy dit met 'n sponsie en koue soutwater afhaal. Week die vlek in koue soutwater, gebruik 'n sponsie en wryf dit uit. Spoel dit daarna met skoon water af. Nou, as die bloed reeds droog geword het, kan jy dit met 'n 1-9 oplossing van waterstofperoksied en water afhaal, deur dit te week. Jy kry ook is 'n poeiersuurstof wat ons bietjie later sal behandel, wat alle organiese vlekke baie mooi verwyder. Kom ons kyk na kougom. Verkoel die kougom met 'n ysblokkie. Dit sal die verwydering makliker maak. Vryf dan droë waspoeier in die vlek en was. Dit mag dalk nodig wees om die proses te herhaal om al die kougom en die vlek uit te kry. Vetkruid. Plaas die kledingstuk in die vrieskas totdat die vetkruidvlek gevries is. Die vetkruid sal afbreek van die klere. Indien die vlek olierig bly, neem papier of breinpapier en plaas 'n stuk aan beide kant van die vlek en gebruik 'n warm yster oor die vlek. Die yster sal die vet smelt en die papier sal dan die vet absorbeer. Jy kan die papier vervang soveel kere as wat nodig is tot al die vet uitgetrek is. Vir grasvlekke benodig ons koeksoda, 'n sagte skoonmaakmiddel en 'n skoon lap. Jy gebruik dan 'n ou tandeborsel of 'n sagte kwassie. Jy sprinkel die koeksoda eweredig oor die glasvlek, maak seker dat die hele grasvlek bedek is met jou koeksoda. Dan vat jy die tandeborsel of die kwassie en jy werk daai koeksoda binne in daai grasvlek in. Hy behoort so groen te word. Dan meng jy 'n paar druppels van jou sagte skoonmaakmiddel met 'n bietjie koue water in 'n bakkie. Dit is, jy maak so 'n skoonmaakoplossing. Dan doop jy die skoon lappie in hierdie water en jy vee dit liggies oor die grasvlek om dit uit te kry. As jy klaar is, spoel dit dadelik uit met koue water om alles van die vlek te verwyder. Kyk of alles uit is, as dit dan begin jy weer van vooraf met die koeksoda en jy maak seker die grasvlek is heeltemal weg voor jy die kledingstuk in die was gooi. Nou, om vet en olie te verwyder, maak jy 'n pasta wat lyk soos tandepasta, met koeksoda en 'n bietjie skottelgoedseep. Dit hang af hoeveel vlekke jy het, maar jy kan dit ook bære vir later. Dan vat jy die tandepasta en jy smeer dit in daai vlekke in met die agterkant van die lepel of met jou tandeborsel en dan los jy dit vir 'n rukkie. Daarna kan jy dit was en jou vlekke verdwyn. Vrugte, as die vlekke nog nat is, kan jy dit dadelik spoel met koue water. Die droë vlekke kan jy behandel met die suurstofpoeier of warm boraks. Om inkvlekke uit te kry, sit jy handdoekpapier of papier onder die vlek, sodat die vlek nie deurgaan na die agterkant van jou hempie of so nie. Dan spuit jy die ink met haarsproei. Dit sal die meeste van die ink oplos. Dit los meeste inksoorte ook op. Dan vat jy 'n ander lappie en jy druk. Jy vryf nie die ink nie, jy druk so met 'n lappie totdat jy die ink alles opgedruk het. Jy dalk nodig om dit weer te herhaal. Sodra al die ink verwyder is of die inkvlek is nou mooi lig en jy hom in die was gooi. Roes. Jy kan die roesvlekke vryf met sout en suurlemoensap. Plaas dan die klere in die son en hou die vlek net nat met suurlemoensap totdat die vlek verdwyn. Druiwesap. Meng 'n eetlepel wit asyn en 'n halwe teelepel vloeibare wasseep met 1 liter water en week die klere vir 15 minute. As die vlek nog daar is, spons rubbing alcohol op die vlek
en spoel dit goed. Nou wie is nie lief vir sjokolade nie? Sjokolade, die kakao maak 'n lelike vlek. Wanneer dit droog is, skraap die oortollige sjokolade af met 'n lepel of met 'n stompmes. Behandel dan die vlek deur 'n vlekverwyderaar of vloeibare wasmiddel direk op die vlek te sit. Laat dit vir 'n paar minute staan voordat jy die kledingstuk soos normaalweg. Onthou dat vlekke voor die was verwyder moet word om die kledingstuk te probeer beskerm. Wanneer 'n kledingstuk warm word, soos wanneer jy dit stryk of in die tuimeldroër, kan daardie vlekke permanent op die klere sit. Dis baie moeiliker om 'n permanente vlek te verwyder. Ons vlekke is behandel. Nou moet ons weet in watse water ons hierdie kledingstukke gaan was. Jy het nou gesorteer volgens die etikette. Eerstens het jy 'n hoopie met baie warm water. Kom ons noem dit kookwater. Al jou wit klere en jou baie vuil klere kan jy in kookwater was. Die kookwater maak skoner, maar is meer skadelik vir die materiaal. Warm water, jy kan goed soos katoen en linne, polyester en ander duursame sintetiese stowwe wat nie te vuil is nie, kan jy in warm water was. Die res kan jy in koue water was. Jou donker kleure, jou delikate items, al is dit wit, was jy in koue water. Die koue water is glad nie skadelik vir die materiaal nie. So, maak seker dat jy nie jou delikate goed in te warm water was nie. Nou, wol, soos jou truitjies, dit 'n ander manier van was. Jou wolprodukte kan jy vir 15 minute in koue water week met jou waspoeier of met jou suurstofpoeier. Dan week jy dit vir 15 minute in skoon water of jy kan dit in die wasmasjien sit en op die delikate stelling in koue water was. Moenie jou wolgoed soos jou truie uitdroog nie. Jy kan dit in 'n handdoek, jy plaas 'n handdoek op jou oppervlakte, op jou bed, en jy sit jou truitjie op die handdoek neer. Jy lê hom uit soos wat hy moet lyk. Jy moet hom nie uitrek nie. Hulle noem dit blok. Dan kan jy 'n ander handdoek bo-op sit en jy kan dit oprol, sodat dit nou nie gerek word terwyl dit nat is nie. Moet dit nie uitdroog nie, want dan gaan jy die vesels rek en jou trui gaan nie meer so mooi pas nie. Nou dat ons wasgoed gewas is, moet ons dit spoel. Dit beteken, ons gaan al die seperigheid uit die klere uit wegspoel. Nou daarvoor gebruik ons 'n versagmiddel. Nou versagmiddel is nie baie gesond vir die omgewing nie. Dit maak die water grys. Hulle noem dit grys water. Dit beteken dat daai water nie gesuiwer kan word nie. Dit is beter om dan liewer asyn te gebruik in jou spoelwater. Dit doen presies dieselfde. En ek beloof jou wasgoed ruik nie na asyn nie. Stysoft laat 'n onsigbare laagie op jou klere wat antistatiese eienskappe verleen en die klere lekker laat ruik. Goed, moet dit nie saam met waspoeier gebruik nie. Daar is 'n spesiale plek in die outomatiese wasmasjien wat jy jou versagmiddel gooi, of jy gooi dit net in jou spoelwater as jy 'n dubbelbalie het. Nie saam met jou waspoeier nie. Dit moet ook glad nie op die wasgoed gegooi word nie, maar in die water. Dis baie skadelik vir jou wasgoed. 'n Tuimeldroër is 'n lieflike ding. Nie almal het eene nie, en daar is regtig niks mee verkeerd om jou wasgoed op die draad te hang nie. 'n Tuimeldroër word gebruik deur mense wat in plekke bly waar dit vreeslik baie reën, of waar die son nie baie skyn nie. So, wanneer jy 'n tuimeldroër gebruik, en die tuimeldroër maak die siklus klaar, is dit 'n baie goeie idee om dadelik die klere uit die tuimeldroër uit te haal en op te hang.
Hoekom doen ons dit? Ek het myself al baie geskop, want my strykwerk het verdriedubbel. Wanneer die klere lê in die tuimeldroër, krekel dit net meer. So, haal die klere uit en hang dit op en jou strykwerk verminder drasties. En 'n tuimeldroër is geneig om statiese elektrisiteit te veroorsaak. Al is jou klere in styfsoft gewas na die tyd of uitgespoel. Ek het 'n wenk gekry en vandat ek die wenk gekry het, gebruik ek dit. Jy vat 'n stuk folie en jy bondel hom op soos 'n bal. Ek het 2 in my tuimeldroër en die metaal van die folie ontlaai klere. So ek het nie meer statiese elektrisiteitsprobleme met my tuimeldroër nie. Wees baie versigtig. Dit is hier waar jou tuimeldroër se hittestellings nogal handig te pas kom. Maak seker op die etiket van die tuimeldroog temperatuur. Sommige klere kan nie in 'n warm tuimeldroog gegooi word nie. Ander mag dalk brandskade opdoen, soos klere wat skuimrubber bevat. So maak seker dat jou tuimeldroër se temperatuurstelling reg is vir die klere wat jy moet droog. Voorkom skade, jou klere gaan baie langer hou as jy daardie stellings nagaan. Kom ons kyk na blykmiddels. Jik is 'n goeie voorbeeld van 'n blykmiddel en ons moet baie versigtig wees om dit altyd alleen te gebruik, maar nie skoon nie. Jik moet altyd verdun word. Dit is 'n baie sterk chemikalie en wanneer jy met jik werk, is dit 'n baie goeie idee om altyd handskoene te dra, want dit kan jou vel irriteer of selfs brand. Dit vreet ook gate in materiaal. Probeer ten alle tye omsigtig te werk, sodat jy dit nie op jou klere mors nie. As jy mors, moet jy dit dadelik uitspoel. Jik haal kleursel uit. Daarom moet dit slegs op wit klere gebruik word, maar nie baie gereeld nie, want wit klere word naderhand geel as jy te veel jik op dit gebruik. Daar is 'n produk op die mark, dit is 'n suurstofpoeier blykmiddel. Nou, dit is 'n groen produk. Groen beteken, dit is gesond vir die natuur. Dit breek op in skadelose stowwe, wat nie skadelik is vir die natuur, mens en dier nie. Dit kan op matte en oortreksels gebruik word. Dit werk beter as jik en dit verwyder organiese vlekke sonder die gevaarlike chemikalie. Organiese vlekke is jou bloed en jou kosvlekke, grasvlekke. Ink is byvoorbeeld nie 'n organiese vlek nie. So hierdie blykmiddel kan jy op meeste van jou vlekke ook gebruik. Nou, as jik gebruik, moet ons dit verbere van ons ander middels in ons kombuis. Byvoorbeeld, wanneer jy jik en asyn of jik en oontreiniger meng, vorm dit kloorgas. Kloorgas is 'n baie giftige gas en voortdurende blootstelling kan lei tot die dood. Kloorgas is in oorloë gebruik om die vyand te vernietig. Wanneer jy jik met ammoniak meng, iets soos Handy Andy wat ammoniak bevat, vorm dit 'n gas genaamd chloramine. Blootstelling aan chloraminegas kan die volgende simptome veroorsaak: hoes, naarheid, kort van asem, waterige oë, borspyn, irritasie van die keel, neus en oë, hyg, longontsteking en vloeistof op die longe. Wanneer hierdie produkte wel gemeng word, moet jy seker maak dat daar goeie ventilasie is voor jy die vertrek verlaat. Maak die deur toe, sodat dit in die een vertrek kan bly en As jy jik en rubbing alcohol gebruik, of as jy jik met asetoon,
gemeng. Dit is die naalakverwyderaar of daai goed wat hulle mense se gelnaels mee verwyder, vorm daar 'n gas chloroform. Chloroform kom natuurlik voor, byvoorbeeld seegrasse en fungus wat die grond verryk. Maar chloroform was in die ou dae gebruik as narkose. Ja, narkose om mense onder te sit sodat hulle nie die operasie voel nie. Chloroform word ook deur kriminele gebruik om slagoffers buite aksie te stel. 2 verskillende dreinskoonmakers kan ook 'n giftige reaksie veroorsaak, veral wanneer hulle verskillende samestellings het. Vermy om verskillende dreinskoonmakers te gebruik, want dit kan hitte en drukking veroorsaak wat jou pype kan laat bars. Wanneer jy asyn en hydrogen peroxide meng, veroorsaak dit peroksiasynsuur. Nou, peroksiasynsuur is 'n hoogs bytende chemiese middel wat kontak met die vel en die oë erg kan irriteer en wat brand en tot oogskade kan lei. Inaseming kan die neus en keel en die longe irriteer. Jy kan hoes of kort asem raak. So bære asseblief jou chemikalieë hoog waar oningeligte persone nie by dit kan kom nie. En hier vind ek uit, 'n yster is nie net 'n yster nie. 'n Strykyster is nie net 'n strykyster nie. Toe ek gaan soek vir prentjies van 'n strykyster, toe kom ek af op 'n magdom verskeidenheid van strykysters. En dit blyk toe dat elke strykyster het 'n bepaalde taak. Nou, jy wil nie 20 strykysters gaan aanskaf nie. As jy 'n stokperdjie het, soos quilting, dan wil jy vir jou die strykyster soos op hierdie prentjie skaf om die quiltwerk vir jou gemaklik te maak. Jy kry groot strykysters waarmee jy groot plat oppervlaktes het wat jou linne maklik kan stryk. Jy kry kleiner strykystertjies vir as jy gaan reis. Maar wanneer jy 'n strykyster koop vir jou gewone huiswerk, is dit 'n baie goeie idee om te kyk vir 'n strykyster met meer as een funksie. Jy wil 'n strykyster hê wat kan stoom, maar ook droog kan stryk. Dan wil jy 'n strykyster hê wat swaar genoeg is, maar nie te swaar dat jy hom nie kan optel nie. Sodat wanneer jy parswerk doen, die yster, jy kan dit met daai yster doen. Goed. Dan wil jy ook kyk vir 'n strykyster met 'n veiligheidsfunksie wat self afskakel wanneer hy vir 'n rukkie lank staan. Dit is 'n baie goeie funksie om te hê, veral as jy besig is om te stryk en kos te maak en agterkinders aan te hardloop en die honde uitmekaar uit moet hou en vir 'n mamma wat alles moet doen, is so 'n strykyster 'n aanwins. 'n Ander funksie wat jou strykyster behoort te hê, is temperatuurstellings, wat jy hom kan koeler stel vir sekere klere en warmer stel ander tipe klere. Dan die versorging van jou strykyster. Maak seker dat jou koord altyd heel bly. Dit is 'n groot risiko om met 'n koord te stryk wat stikkend is. Dan moet jy seker maak dat jou oppervlakte, jou strykoppervlakte altyd skoon is. Moenie oor prentjies stryk nie, want jy gaan heel moontlik die prentjie smelt en daai prentjie gaan aan jou yster vassit. En dan wanneer jy die volgende item stryk, gaan daai prentjie op die ander hempie sit, wat jy nie die prentjie op wou gehad het nie. So, moenie oor die prentjies stryk nie, hou jou yster se oppervlakte skoon. Daar is middels wat jy op die yster kan smeer, wat die oppervlakte kan skoonmaak, maar dit is beter
om hom in die eerste plek nie vuil te maak nie. Dan gooi die water uit die tank uit na elke gebruik om verkalking te voorkom. Daar is ontkalkingsmiddels beskikbaar wat jy kan kry. Dit sal die yster skoon maak. Dit is net 'n bietjie meer van 'n uitdaging. Eerder as om net elke keer die tank leeg te maak wanneer jy klaar gestryk het. Laastens het jy 'n strykplank nodig. Wanneer jy 'n strykplank aankoop, maak seker dat jy 'n lekker stewige, groot genoeg strykplank het vir wat jy wil stryk. Daar is verskeie tipes, daar is metaalstrykplanke, daar is houtstrykplanke en almal van hulle het 'n oortreksel. Die oortreksel is gewoonlik 'n lekker sagte spons met 'n vuurvaste of 'n hittevaste oortreksel. So wees versigtig dat jy nie die strykyster plat op die strykplank neersit nie, want dan gaan jy die materiaal beskadig. Wanneer jy die strykplank opslaan, maak seker dat dit 'n gemaklike hoogte is, so om en by jou heupe, en dan, as jy regs is die staander aan jou regterkant, en as jy links is die staander wat op die strykplank is aan jou linkerkant. Dan gaan jy nou begin stryk. Moet nooit op jou prentjies stryk nie. Dit sal smelt en dan sit dit aan die strykyster se onderkant vas. Jy kan 'n ander stuk lap bo-oor sit en met 'n koeler yster oorstryk, of jy kan die hempie of die T-hempie onderste bo draai en hom onderste bo stryk. Maats, eerstens gaan ons die knopies hier losmaak, sodat die kraag makliker kan stryk. Dan stryk ons die kraag aan die agterkant. Nie aan die binnekant nie, aan die agterkant. Ons sit hom neer en ons lê hom mooi plat. Ons vat ons yster, wat nou al bietjie warm is, en ons begin stryk. Nou as ons hom neersit, ons trek die kraag 'n bietjie aan die een kant, sodat hy kan stewig bly. En ons stryk hom plat. Goed. Wil ons moue stryk. Ons lê ons mou mooi plat neer. Aangesien ons nie 'n mou strykplank het nie, moet ons hom nou maar so stryk. So, ons lê hom mooi plat, ons voel of daar nie krekels is nie, en ons stryk mooi plat. Hier is 'n naad wat ons moet mooi stryk. As ons klaar is, kan ons kyk aan die agterkant en ons sien nie krekels nie. Hier is so 'n bietjie, ons kan dit regmaak. Ons draai die hem om en ons stryk hierdie krekel uit. Dan vat ons die ander mou en ons maak hom mooi weg en ons sit hom plat neer. En ons doen dieselfde. Ons trek hom 'n bietjie sodat hy reguit bly. Sonder om jouself te verbrand. Wanneer jy jou strykyster neersit, moet hom nie plat neersit nie. Dis warm, die ding kan brand. Sit hom neer en vermy om jou arm teen die strykyster te sit. Volgende gaan ons die skouergedeelte. Nou hierdie skouergedeelte kan jy sien, is nie baie mooi plat waar die naad is nie. Nou gebruik ons die punt van die bord om die
juk, hulle noem dit die juk, nie? Die skouergedeelte op te stryk. So jy sit hom mooi neer, kan julle sien, en ek begin stryk, maar ek maak seker dat hy gelyk is, nie? Dan skuif ek hom aan. Opsie. Wanneer ons die juk klaar gestryk het, gaan ons begin om die pante te stryk. Jy lê jou hemp mooi op die strykplank uit. Ek wil graag vir julle wys hoe gebeur. Hier is 'n rand op die strykyster se kant. Nou wanneer jy stryk, moenie oor die knopies stryk nie. Sien jy dat die knopies gaan in daai randjie in. So jy kan die punt van die strykyster gebruik om dan tussen die knopies in te stryk. Jy trek ook so bietjie net sodat jou hemp gelyk bly en jy seker is jy stryk nie meer krekels in nie. Wanneer jy klaar is met die een, skuif jy hom bietjie aan. Nou gaan jy oor 2 pante stryk, want jy gaan hier op hierdie naad wat so onder die arm loop, gaan jy stryk. Skuif hom aan. Ons is onder die volgende naad en daar trek ek af.
En ons is op die laaste pand. Vraag 11 vra dat jy 'n blouse of 'n hemp stryk en vou of natuurlik ophang, of 'n romp en 'n jas pas. Nou, ons vra dat jy asseblief 'n foto sal insit van wat jy gedoen het, en terwyl jy dit besig is om te doen. Ek gaan nou vir julle verduidelik wat die verskil tussen stryk en pars is. En dan vraag 12 vra dat jy asseblief vir mamma sal help om jou gesin se klere te was en te stryk en te vou vir 1 week lank. Ons sal vir mamma vra dat sy vir jou net sal teken dat jy wel dit gedoen het. Goed, wat is pars en wat is stryk? Wanneer ons stryk, beweeg ons die strykyster oor die materiaal, oor ons hemp of oor ons broek, en dit is stryk. Wanneer ons pars, sit ons die strykyster neer en ons tel hom op. En ons sit hom neer en ons tel hom op. Ons sit hom neer en ons tel hom op. Baie dankie dat julle saam met my geluister het en geleer het. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Vader, baie dankie dat ons kon leer. Vader, help ons asseblief om dit wat ons geleer het toe te pas en ons kennis oor te dra aan ander wat nog nie weet nie. Help ons om vir mamma te help, sodat ons haar werk vir haar ligter maak. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.